Luft die hier, Jesus, sei gut, sei dich, wir leiden so wenn wir aus der Abendstadt, oh, ein Wurz, ich kenne es auch, ein Luft die hier, Jesus, sei gut, sei dich, The movie's on, my Lord, the movie's on. I can hear the rustle in the mulberry tree, and the movie's on, and know it's on. The movie's on, my Lord, the movie's on. The movie's on, my Lord, the movie's on. And I can hear the rustle in the mulberry tree, and I know the movie's on.
Af van agteraf tot die voorhand al die rond. The movies on, the movies on. Jy weet die Here is in afwagting vermoor op die lofprysing van die kinders van die Here. Die volgende koortjie sê, hy sê, sing Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Kom ons bring hom hulde vermoor en eer wat die Here toekom vermoor en prys. Ons sing Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Kom ons sing van sy groot naam. Die naam oor elke naam. Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Daar is er aan sien. Het is genoeg die Here te dien. Ons sing Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Kom ons sing van sy groot naam. Die naam oor elke naam. Sing Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Daar die mense wat sien. Het is goed om die Here te dien. Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Kom ons sing van sy groot naam. Die naam oor elke naam. Sing Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Daar die mense kan sien. Ja, dit is goed om die Here te dien. Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Kom ons sing van sy groot naam. Die naam oor elke naam. Sing Hosanna. Kom ons sing nou 'n lofsang. Daar die mense kan sien. Het is goed om die Here te dien. Amen. Prys sy lieflike naam. So sal ek U prys met julle lewe lank. Prys lieflik om ons sing dit op. So sal ek U prys my hele lewe lang. En na my hande opnet, en na my hande opnet, so sal ek U prys my hele lewe lang. Want U is my zaligmaker en my Here. So sal ek U prys my hele lewe lang. En na my hande opnet, en na my hande opnet, so sal ek U prys my hele lewe lang. Want U is my zaligmaker.
gedeelte in die woord van die Here in die boek van Samuel, in Samuel 1, vanaf vers 1 tot 15. Ek geniet regtig hierdie nuwe vertaling, 2020 vertaling, en ek vind sy Afrikaans baie direk en man, hy lees so lekker. 1 Samuel 1 vanaf vers 1 tot 15. Daar was 'n sekere man uit Ramatayim, Sofim, in die hemelland van Efraim, en sy naam was Elkana. Hy was die seun van Jeroham, seun van Elihu, seun van Tohu, seun van Suf uit Efraim. Hy het 2 vrouens gehad, arme man. Die eerste vrou se naam was Hanna, en die tweede vrou se naam was Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Hierdie man het jaar na jaar uit sy dorp opgegaan om te aanbid en vir die Here, die heerser oor alle magte, offer te bring in Silo. Daar waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters voor die Here was. Wanneer Elkana, vers 4, die dag geoffer het, het hy vir sy vrou Penina en vir al haar seuns en vir al haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar vir Hanna kon hy net 1 deel gee. Al het hy haar baie lief gehad, want die Here het haar moeder skoot gesluit. Vers 6 sê, haar mededingster het haar ook erg, oor die Afrikaanse woord, sy het haar erg getreiter. Sy het haar erg getreiter om haar seer te maak, omdat die Here haar moederskoot gesluit het. So het dit jaar na jaar gegaan. Elke keer as Hanna opgaan na die huis van die Here, het Penina haar so getreiter. Soveel so dat sy gehuil het en nie wou eet nie. Elkana, haar man, het op 'n keer vir haar gesê, Hanna, hoekom huil jy? Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy so hartseer? Is ek dan nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Nadat hulle daar in Silo, ekskuus tog, die man het ook seker maar gedink baie van homself gedink. Sy vrou wil kinders hê, wil sy kinders hê. Jy kan nie pas sê ek is vir jou goed genoeg nie, dit gaan nie werk nie. Nadat hulle daar in Silo klaar geëet en gedrink het, het Hanna opgestaan. Eli die priester het op die stoel by die deurkusyn van die tempel van die Here gesit. En Hanna was bitter ongelukkig en het tot die Here gebid terwyl sy onbedaarlik gehuil het. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, die heerser oor alle magte, as u tog net die ellende van u slavin wil raak sien en aan my sal dink en u slavin nie sal vergeet nie, en as u ook aan my 'n manlike nasaad sal gee, hier kom die belofte, dan sal ek hom aan u Here teruggee, solank as wat hy sal leef. En 'n skeermes sal nooit oor sy kop gaan nie. Met ander woorde, sy doen die Nasareërs gelofte. 'n Skeermes sal nooit oor sy hoof gaan nie. En terwyl Hanna so aanhou bid, klemtoon ons op die aanhou bid, terwyl Hanna so aanhou bid voor die Here, het Eli haar mond dop gehou. Maar Hanna self was besig om in haar hart te praat. Nou dit laat my aan Walter dink. Nou, Wally doen iets baie unieks. Sy mond beweeg nie altyd nie. Dan sê ek vir my kind, het jy nie vanoggend gesing nie? Sê, ja, nee. Hy sê, nee, ek sing in my kop. Ek weet nie. Hy sing in sy kop. Maar Hanna het ook in haar kop gepraat en haar lippe het geprewel, maar daar het nie klank uitgekom nie. Terwyl Hanna so aanhou bid voor die Here, het Eli haar mond dopgehou.
Maar Hanna self was besig om in haar hart met die Here te praat. In haar hart was sy besig om met die Here te praat. It doesn't always, you can say a lot of things with your mouth, but the emphasis and the importance is that you speak with your heart to God. God listens to your heart. Even though you utter no word, He hears our heart's cry. Maar Hanna self was besig om in haar hart met die Here te praat. En net haar lippe het beweeg. En haar stem was onhoorbaar. She was mute. You couldn't hear anything. No sound came out. En Eli het by homself gedink. Eli het gedink sy's dronk. Hy judge sommer net daar. Hy kyk hierdie vrou so, haar lippe prewel, maar daar kom niks klank uit nie. En hy besluit, okay, jy's dronk. Eli het gedink sy's dronk. Eli sê toe vir haar, hoe lank nog gaan jy dronk bly? Raak ontslae van jou wyn. Maar Hanna het geantwoord en gesê, nee my Heer. Ek is 'n vrou met 'n swaar gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie. Maar ek het my hart voor die Here uitgestort. Moet my die slavin nie as 'n slegte vrou beskou nie, want dit is oor my kommer en ontsteltenis dat ek so lank met die Here gepraat het tot so ver in sy geseënde woord. In die begin van die jaar daar in Israel is dit herfs. En as die blare begin val, en die tekens is daar, wat is herfs in Engels? Is nie autumn. In the beginning of the year in Israel, it's autumn. The calendar is different than ours. Every year when the leaves start to wither and they fall to the ground, that's the time of the year when the Israelites, and especially this family, chose to go up to Shiloh. It wasn't Jerusalem, but it was Shiloh, where they would go and offer to the Lord. Elke jaar as dit herfs is, dan gaan hierdie familie op om aan die Here te offer. Dan vat Elkana sy 2 vrouens, en daai jare was die gebruik, maar so dat dit 1 of 2 was. Wie van die mans is bly, daai wet is afgeskaf. Kyk, dan as jy 2 wasmasjiene koop en 2 tuimeldroërs en 2 opwasbakke het, want hulle gaan definitief nie dieselfde een gebruik het nie. Okay. So dank die Here daai dae is verby, anders moet jy dubbel karre diens en so aan en so aan. En jy gaan definitief in die huis 'n divider moet gebou het om die vrouens uit mekaar. Daai jare was dit anders. En elke jaar so met die herfs, dan gaan die familie op. Maar iemand se hart was swaar. Hanna se. Sy het nie uitgesien na daai tyd nie. Want elke jaar, as sy nou opgaan om die Here te aanbid, dan begin Penina met haar dinge. En sy het haar getuiter. Sy het regtig op haar neergekyk. En die tyd van die jaar wat die wonderlikste en mooiste vir Hanna moet wees, het vir haar die slegste geword. The moment when the precious time of the Lord arrived, when the offering was about to take place in this jubilous atmosphere, a bit like a conference, when the whole family went up, like a conference, to go to Shiloh, Hannah was sad because Penny, let's just give her a nickname, Penina or Penny, she started being very, very nasty to Hannah. So autumn wasn't a nice time for her. And the Bible said that she got so picked on by Penny that Hannah started to be very sad and she started to cry uncontrollably. En as hulle nou aan die tafel sit en Elkana deel die stukke vleis en Penny en haar kinders en haar seuns en dogters kry hierdie massas en massas. Ek glo dit vir Hanna gegaan oor die kos nie, maar dit lyk so one-sided en dan die hele tafel is vol kinders, hulle gesels, hulle lag en hulle weet hoe maak kinders, hulle is bly en hulle eet lekker en Hanna sit een kant.
stil alleen. En al wat sy moet hoor, is hierdie geweldige aanval, wat die Bybel in Afrikaans sê, getreiter. Dit is veronderstel om vir haar 'n pragtige tyd te wees. 'n Tyd waarin sy met die Here in kontak kom, 'n tyd waarin sy moet ontmoet met die Here. En dan kom Penny nou en sy pik op haar. Die hele tyd, en sy treiter vir haar. En dit lyk vir my so, weet julle wat, of die ou duiwel net vir Penny gebruik het om vir Hannah 'n slegte nasmaak in haar mond te gee op 'n tyd van die jaar wat sy eintlik die Here kom om die Here te dien. En dit was nie eens iemand van buite af. Dit was iemand net in haar familie nie. We all got a cousin, or two, or three, maybe, or family. When you hear they are coming to your house, your eyebrows start rising. You think, okay, I got to put all my good stuff away because they might break it, or they might steal it, or my bike that Daddy bought me, I better go and lock that up because my cousin, he's way too big and overweight, and if he gets home and he always trashes his stuff. You always get that one family member, Penny, that is out to ruin your day. And in this case it was worse. Penny was not only a family, she was married to the same husband that Hannah was married to. Kan julle dink? Hoorie, daai is nou jaloesie van 'n aanaarding. Arme man met 2 vrouens in die kombuis. Kan jy dink daai jaloesie en daai atmosfeer daar geheers? En hy moet altyd probeer hulle gelukkig hou. Miskien het hy nie eens altyd gekies nie, okay? Miskien het sy pa gesê, Elkanah se man gesê, hoor die daai jaar het ons gesê met wie jy trou. Hoor jy vat vir Hannah en jy vat vir Penny. Penina. Jy weet nie. Maar hy lyk vir my nou so oordentlike. Hy lyk vir my so asof hy nou maar net Gods water oor Gods akker laat loop. Hy lyk so of hy nie regtig vir Penina op haar plek sit nie. Hy kan mos nou vir haar sê, hoorie, moet nie so lelik met Hannah wees nie. Ons is by die huis van die Here, ons is besig met die dinge van die Here. Wat gaan aan met jou dat jy so op haar pik? Die van julle het al hoenders opgehou. Wie het al hoenders gehad? En dat daai hoender dan net 'n ou seer plekkie kry. Dan kom die ander hoenders en hulle pik op daai plekkie. Later is jy 'n hoendertjie nou al, ek moes al vreeslike dinge doen by bedieningsloopbaan. Ek het al 'n oproep gekry oor 'n naweek van 'n familie, nie een want jare terug, wat sê, wat my vra, jy kan ons nou nie eie hoendertjies uitsit nie. Maar een van die hoendertjies is nou al so getuister en gepik deur die ander, want ek dink net maar die hoendertjie wil hemel toe help. Jy sien, dat pastoor met baie dinge. Ek weet ook dan nie hoekom ek om hemel toe help. Jy sien, en, maar ja, jy kan regtig op iemand pik as jy die dag tyd het. En hierdie wonderlike tyd wat vir haar aangebreek het vir haar elke jaar in 'n suur, onaangename tyd verander. Herfs, autumn was nie vir haar 'n lekker tyd gewees nie. Sy sit aan die tafel, dan eet sy maar haar stukkie vleis. En later van jare toe wil sy nie eens meer eet nie. Sy sit daar, die offer, die seën van die Here. C-E en dan die kolletjie op die dubbel E, die tweede E, en die seën van die Here, wat sy mis, omdat sy die verskriklike ongelukkigheid by haar aanbring, as gevolg van een wat op haar kyk. Wie van julle het al sulke situasies in julle lewe gehad? Ek dink ek nou seker, terwyl ek met jou praat, lekker deur jou geheue geblaai en gedink, oh my word, if pastor only knew my family, and how they can pick on each other. Hy wil gebruik nie altyd die mense buite nie. Hy gebruik partymal die mense in jou eie familie. Gelukkig het ek nie soveel nie. Ek en wel, my sussie en my broertjie is baie lief vir mekaar. Al was Sarah nou so 'n bietjie voorgetrek, jy kan dit toch maar verstaan. Hy is ook maar nie laat nie, verstaan nie. En omdat ek en my sussie het nooit beklein tot saam aangekom. Want dit is ook nou nie te erg beklein nie. Eintlik 'n baie peaceful family. Prys die Here daarvoor.
Dink julle ook so? Ek het nie my ma en my pa het oulike kinders. Hulle wil sy nie eet nie. En sy mis dit wat die belofte wat God vir haar het. En op 'n dag toe Penina en Penny nou weer so pak. Storm sy daar uit. En sy hardloop na die huis van die Here toe. Ek weet nie hoe Silo die huis van die Here gelyk nie. In daai tyd was dit maar 'n tent gewees of by die drempel. Het Eli gesit op 'n stoel en sy val neer en sy begin net met die Here te praat. En nou sit die pastoor ook nou daar, die priester Eli, en sy onderskeiding werk ook nie. En hy sê ook vir haar, sy is dronk. Eers pik Penny op haar, en nou sê die priester van die tempel vir haar, sy is dronk, en sy is nie. Hoeveel moet hierdie arme vrou nou nog verduur? Sy sê, ek is nie dronk nie, ek het nie boksies wyn nie, nee dankie, ek praat met die Here. Weet jy in daai gesprek wat sy daai dag met die Here gehad? Ek weet nie watter skuif het God verlang nie. Maar ek weet wel een saak, is dat al die getreiter deur Penny, en al die Elkana wat nie sy man kan staan en aan een op haar plek sit nie, alles, en die priester wat nog vir haar sê, sy is dronk, al die dinge saam, het God gebruik, sodat Hanna uiteindelik neerval voor die Here, en alles aan die Here oorgee, en sê, Here, tot hiertoe en nie verder nie, ek kan nie meer nie, en sy bring alles wat binne in haar is uit. Ek lees nooit, dat Hanna Penina verbaal of fisies te lyf gegaan het. Ek sou dit nie kon doen. Ek sou die eerste beste korrel gegryp het en haar gegooi het met daai ene. Sy het ook nie gedoen het nie. Want sy luister hier uit. Ek is fyn. Ek gaan nie elke jaar so my pik nie. En ek sê vir elke gesê, weet jy so, word 'n bietjie 'n man. Tree 'n bietjie op. As jy sê jy is lief vir my, as jy lief vir my. As jy vir my lief is, doen bietjie iets staan trek. Sy het dit nie eens gesê nie. Wat 'n goeie mens. Nie van julle ken sulke goeie mense. Dat as jy hulle kwaad maak, dan reageer hulle nie. Kyk, al die man smaal vir my. Ek weet julle vrouens is almal so. Kyk gou na jou maatjie sê, ag, ek is lief vir jou. Sê, man sê vir jou, ag, dankie dat jy met al my nonsens opsit. Hanna was 'n unieke mens, julle. Sy was saggeaard, dit kan jy lees. Sy het nie, as Penina op haar pik, haar saak by haar man gaan verklaar nie. Jy lees dit nooit nie. Sy is nie daai tipe mens wat net alles verbaal uithaal nie. As sy dit was, sou sy hart begin bid het en vir Eli gesê, hoor die daai en daai en maak so 'n soort af bietjie uit. Sy het dit nie gedoen nie, sy val net voor die Here. En sy praat met die Here en haar lippe prewel. En sy het hierdie gesprek met God. She was a very contained woman. She kept it to herself. And that made her unique. We talked about the grace of God earlier during the worship service, how wide the grace of God is and how big the love of the Lord is. And this woman had some attributes that you could link to that. Her character was one that she wasn't one with grudges or one who wanted to get even. She weren't abusive. She endured all this torment year by year. En God het haar raak gesien. En die Here het met haar plan gehad oor haar mooi geaardheid. En dit wil ek vandag vir u sê. Dit wat jy deur is in jou lewe, of situasies wat jy maar jou tong byt en jou tong in jou kies insit en dink, elke keer as jy dit doen, voel dit of jy verloor. En jy verloor nie. Eintlik wen jy. En dadelik is dit 'n toets wat jy slaag. Die Here sal wel aan die einde van die dag gaan hy die gebakte aardappels uitbring. Niemand gaan wegkom. Want die Bybel sê sonde word jy vergewe, maar sekerlik nie gestraf
laat bly. Die mense wat nie hulle sonde bely teenoor en hulle sake met daai persoon regmaak nie, hulle kleins gaan braai. Maar dit is God se werk, nie my jou werk. En Hanna is so 'n mooi voorbeeld van stil bly, ingetoe, rustig. Sy het maar opgeëet. Weet julle, Eli was 'n priester vir geslagte en geslagte voor hom. Uit sy voorgeslagte was priesters gewees, Lewiete. En hy sit daar by die tempel. Die hele Israel gons van die geskinder oor Eli se seuns. Hy het 2 seuns, Hofni en Pinehas, wat met die vroue van die tempel slaap. Hulle is so ongeskik. Hoe dit gewerk het, as jy nou kom om aan die Here te offer, en jy het jou besie of jou skapie, en jy doen jou offer en jou ritueel aan die Here, as die kos klaar gaar is, dan mag die Lewiete kom met 'n 3-tand vurk, en hy kan in die pot insteek, en dit wat hy raak steek is syne. Want die Lewiete mag nie grond besit het nie, hulle mag nie beeste en skape en goed gehad nie, die volk sorg vir hulle, so dit gewerk het. Maar hierdie seuns, Hofni en Pinehas, was so ongeskik, dat die vleis is nog rou, dis nog nie eers, dan kom hulle en hulle sê, as julle nie vir ons gee nie, dan vat ons dit sommer met geweld. So was hulle gewees. En die Bybel sê, dit het God geterg, en dit het hom gegrief, gegruwel, want hulle is besig om die offer wat die familietjies aan die Here bring, wat opregte offers was, te besoedel met hulle vraatsigheid. Was die ander woord vir dit. En daarby pleeg hulle nog oorspel ook. Nie hoe en waar nie, so met die tannies in die kerk. En die Here het by homself gedink, ek gaan 'n einde maak aan hierdie priesters. Jy sien, en Hanna het seker gedink, wat is die doel in my lewe? Wat is die rede hoekom ek so getreiter moet word? Wat is die rede hoekom ek altyd my tong moet byt? Wat is die rede dat ek met hierdie man moes trou, om net 'n teestander te hê, en Penny, wat die hele tyd net op my pik? Sy moes op 'n stadium seker maar gedink het, hoorie, wat maak ek in die lewe? Ek het dan nie eers kinders nie. En sy kom en sy spoel haar hart voor die Here uit. Ek wil God dank, wanneer jy jou hart voor God uitgiet, dan hoor hy jou gebed. En haar lippe prewel net. Julle sy het eers 'n geluid gemaak, maar sy huil onverbid. Sy praat met die Here en sy sê, Here, ek sal, as U vir my 'n seentjie gee, ek vra nie seuns nie, ek vra net 'n seentjie, sal ek hom 'n Nasareer, sy doen daai Nasareersbelofte. Weet jy, dit is my, wat ek dink Satan het so hard probeer om vir Hanna moedeloos te kry. Want jy sien, hy sien hoe jy lewe. Hy sien hoe jy reageer. En hy sien jy's gedissiplineerd. Dan weet hy, die kans dat uit jou iets vir God en God se werk kan kom, is baie, baie goed. And he's not stupid. Satan knows by looking at us that we are contributors to the kingdom of God. And he tries so hard. Every year, he focused on Hannah and he tortured her through Penny just so she would not do this promise to God. He knew this woman. He knew her lineage. He knew her character. And his red lights came on, and he knew that this woman, if she had a son, oh, she would bring him up in the laws of God. And that's exactly what she did. When she had enough of Satan and his torture and the people he was using, she fell down and she said, look, I had enough. This is my promise. And when she made that promise, Satan knew she decided to follow Jesus. We sang a chorus today, I have decided to follow Jesus. She made that positive, conscious decision. And when she made it, she made it. Hou julle nie op van iemand wat as hulle iets gesê het te doen? Wat is dit dan nou? My pa sê altyd, toe hy klein was, en hy was bietjie stout,
dan het my ouma gesê, kyk, Paul, as jou pa vandag by die huis kom, dan sê ek hom. Hy sê, as hy dit gesê, het sy dit gesê. Daar is die kans van, ek gaan nou omdraai, of ek gaan nou nie pak kry nie, dit is klaar. Wie van julle is ma en pa gesê, hoorie, my ma was gelukkig baie genadig. As hy gesê het, dan gaan julle pa sê, julle gaan pak kry, want ek het net nie dan nog kans om onsself in die moeilikheid uit te praat, jy sien. En Sarah het natuurlik mooi pak, het hy my pak gekry. Regtig. Ek weet nie normaal is dit normaal is 'n harte gekry om hom pak te gee, net as ek hom baie swaar. En Welma kan die pak gee. Maar sy raak audible. Sy skreeuharde. Dit is net hoe hy klein was, maar sy kan nie pak gee. Dit is wel baie moeilik om op bloeitjies te slaan, dan moet ek nou die pak kry. Welma gaan dit voor die huis. Hier mag jy die huis uitpraat. Ja. Maar Penina het 'n skat binne in Hanna gesien en sy het haar getryk. Satan het deur Penina gewerk en sy het haar getryk. God het die skat gesien. En toe sy nou huil voor die Here, toe bring sy daai skat te voorskyn en sy sê, weet jy, as God vir my seun gee, dan gaan ek hom Samuel noem, want ek het hom van die Here gevra, aan die Here toegewy, dit beteken dit. Sy sê, ek gaan hom 'n Nasareen maak. En daai blare van herfs, van swart, van pyn, het vir haar verander in 'n tydperk van goeie nuus. Want die volgende jaar, toe hy sy seentjie vas. Want toe sy opstaan by die tempel, nadat sy nou gebid het, toe sê Eli vir haar, gaan in vrede, ek sien jy is nie dronk nie. Ek sien jy het net jou hart vir die Here uitgestort. Hy sê die Here gaan jou gebed hoor. En God het vir haar 'n ou seentjie gestuur. Sy het vir hom 'n manteltjie gemaak. En nadat sy hom gespeen het, wat beteken gespeen? Dit is my snaakse woord, maar ek weet nou hoe speen jy 'n kalf. Maar speen beteken seker nou maar ek drink nie meer melkies nie. Is dit wat dit beteken? Ek weet nou nie hoe oud is die seentjie as jy nou gespeen? Dank af. Waar is die mamas? Wat is die antwoord? Hoe oud is die kind as jy hom gespeen? Hoe lang? 8, 9 maande. Ja, 9 tot 3 jaar. Kan nie nou wees. Ja, dank. Dit kan 'n jaar wees. Ja, Sy het vasgepos is dan in. En as die seentjie nou nie meer 'n bottel drink nie, okay? En hy is nou groot. En sy vat hom nou, vat sy hom in sy manteltjie. Wat kan jy nou dink? Hier sit jy, oud, hy het al die probleme met sy eie seuns. En hier kom 'n mamma aan, het 'n klein seentjie in haar. Sy sê, hoor ek weet nie of jy wil hê of nie, maar ek het hom aan die Here beloof. So vroeg. Ek weet nie of jy wil hê of nie, maar ek het hom aan die Here beloof. Ek het 'n belofte aan God gemaak. Jy het gesê die Here gaan hom vir my gee en ek het vir die Here gesê hy gaan 'n Nasareen wees. So ek weet nie doen julle priesters daai ding nie, maar maak hom groot in die weë van die Here en sy los hom dan. Kan jy glo? Ek dink Eli op daai ouderdom toe hy seentjie net so gekyk. Ou man, nou moet jy nou probeer kyk as Eli nou sy werk probeer doen in die tempel, hy steek die lamp op en so aan en hierdie seentjie sit hier, dan sit hy daar, dan sit hy daar. Kan jy dink? En hy het groot geword en die mense het hom gesien. En die Bybel sê dat sy aanhang onder die mense toegeneem. Jy sien die waarheid van die situasie was dat God was besig om daai priesterskap te eindig. Jy kan nie eers vir Samuel en Eli vergelyk nie. Want Samuel was nooit 'n priester. Jy kan nie 'n priester met 'n priester vergelyk. Samuel was 'n profeet. God was besig om 'n einde aan daai priesterskap te bring, wat ons soveel hartseer
en skande deur die seuns van Eli gebring het. En hy was besig om 'n profeet aan te stel. En daai profeet, Samuel, sou ook die eerste koning van Israel salf. God het 'n plan. Sê vir die persoon langs jou, God het 'n plan. Deur trane heen, deur omstandighede, God het 'n plan. En hierdie Samuel het opgegroei in guns en in aansien by die mense. En elke jaar as sy mammie kom, dan bring sy vir hom 'n nuwe manteltjie. Every year. His mom brings him a new mantle. And I often wondered, how did she know how much he's grown? She lived far away. But maybe when she looked in her own hometown, the other boys of similar age, maybe she asked one of them, come over here, hey, wait, just stand still for a minute, you can just measure your shoulders and your neck. Every year, she made him a new mantle, 'n Nasareë manteltjie. En as hy hom sien, want hy groter geword, want sy haartjies het lank geword, maar sy sny nie sy hare. En toe hy bietjie ouer is, een nag toe gaan staan die Here. Die Here gaan staan, en hy roep na Samuel. En hy sê, Samuel, Samuel. En Samuel spring op, en hy hardloop. En hy sê, Eli, het oom my geroep. Eli sê, gaan slaap. En Samuel gaan lê weer, en die Here kom staan weer, soos die vorige keer. En hy roep, Samuel, Samuel. Weer spring Samuel op, en hy hardloop na Eli toe. Hy sê, het oom my geroep? Hy sê, nee, gaan lê. Hy sê, maar wag. En sy onderskeiding begin werk. Eli's onderskeiding begin werk. Jy sien, hy was 'n priester. Oud op afgeleer, maar sy onderskeiding nog werk. Hy sê, hoorie, wag. As jy weer hoor, Samuel, sê net ja, die diensknegt luister. Kan ek vandag vir u sê, kom speel vir ons asseblief. Wil jy nie net vanmôre sê, ja, Here, u diensmaagd luister. Ja, Here, u diensknegt luister. Weet jy, God sal bly omstandighede oor my en jou lewe. Want dit bring jou by God se plan uit. En daai seentjie gaan slaap weer. En die Here gaan staan soos die vorige keer. Gaan staan. Dit beteken God was daar. En hy roep na Samuel. Hy sê Samuel. En Samuel sê ja, Here. Spreek. Ek is u diensknegt. Ek het 'n dienende gees by my. My moeder het 'n dienende gees gehad. Sy was nie opvleend van geaardheid nie. Sy was kalm en rustig. Sy het baie trane gestop. Die diensknegt luister. Weet jy, en God praat met Samuel en net dan toe word die priesterorde oorgeskuif na 'n profeet van Israel. Die man wat die eerste koning van Israel sou sal. En die Here praat met hom duidelik, soos wat ek vandag met u praat. En God sê vir hom, ek gaan 'n einde maak aan hierdie priesterskap, want dit het my gegrief. Nie oor die algemene priesterskap nie, hierdie lyn van Eli. Daar sal van hom nie een is wat manlik is, ek gaan hom uitvee. Hy sê, want hulle het so en so gedoen. En hy luister wat die Here sê, en daardie môre vroeg toe ontwyk hy vir Eli. En Samuel is hier en daar, en hy sluit plek oop en so aan. En Eli sê, wat het hy gesê? En hy kyk hom net so. Eli sê, is okay. Moenie vir my iets wegsteek nie. Sê my net reg. En Samuel bring sy eerste profesie. En hy sê, die Here het so en so gesê. Eli sê, goed,
Nie lang daarna net val hy agteroor en hy breek sy nek. En die hele verhaal hoe die God daai bose geslag uitgewis het. Maar Samuel was debatteerbaar seker een van die grootste profete wat ooit geleef het. Hy het vir Dawid as koning gesalf. Hy het vir Saul as koning gesalf. Dit was 'n man van God wat 'n seën was vir al die mense. Weet jy, Penina het seuns en dogters gehad. Hanna het vir Samuel gehad. En toe daarna, ek dink toe sy nog 3 of 4 seuns en dogters het 'n klomp kinders toe gehad na dit. Maar een van haar kinders, Samuel, het sy aan die Here geleen. Gebruik ook die woord geleen, aan die Here teruggegee. Sy het hom aan God geleen. Is dit nie wonderlik as jy aan God leen? Maar toe sy hom aan die Here leen, toe leen sy hom aan al die mense in Israel. En daai kind word 'n seën vir soveel. En hy word 'n profeet. En Israel, uit Israel is deur Samuel gerig. Hy was rig. En hy het gesê so en so en so. Die woord van die Here was Bybel. Weet jy, baie maal in ons huis, en hiermee wil ek afsluit, jou geestelike lewe kan op die vlak bly van 'n priesterskap. Waarby jy, en ek praat spesifiek met die mans vandag, jy in jou lewensmaat die priesterskap, priesterorde, man en vrou van jou huis, baie verantwoordelikheid opneem. Maar ek lees ook hier dat as jy God toelaat om in te tree en jy jou alles vir die Here gee, sien sy moes haar alles vir God gee. Sy het haar alles, haar binneste uitgestort voor die Here. En toe sy dit doen en daar geen skeidingslyn of kompromie meer was nie, when she poured out her everything, then God took that and He gave that everything to the whole of Israel. When we give out everything to God, that's what He can use. And then He changes the priesthood of our lives, which had many faults and failures. The priesthood is laws, it's biblical laws. Yes, they are important. But there's a difference between a priest and a prophet. A prophet speaks because of the Holy Spirit that puts God's words, not just law, God's words in our hearts, and it comes from our mouth. It tells the future. It tells the hidden treasures of God. The concealed truths is revealed through the Holy Spirit. Although Satan knows the past and is a great historian, only God knows the future. En wanneer ons daardie element van God se profesie in ons lewe uitbring, in ons huise uitbring, dan klim ons 'n trappie hoër in ons geestelike lewe. En ons laat die Here toe om die volgende stap van seën aan ons huis, aan die mense om ons, aan ons eie geestelike lewe te bring. Weet julle, en dit het Satan geweet, en hy het net my alles probeer om te verhoed dat Hanna by daai tempel se druppel het. Ek wil die vandag aanmoedig dat die Here is aan die werk in ons lewe. En hy, dit wat hy begin het, sal hy volbring. Ons moet net aanhou werk en aanhou eerlik met die Here wees. Opreg met die Here wees. As iets jou nog pla, as jy iets gedoen het, is dit 'n goeie ding hoor. Oomblik as jy dit dooddruk en dat jy nie meer pla nie, dan is jy in groot gevaar. En jy vermoed sê, Here, wil nie my priesterskap in my huis, my redelike, gereelde godsdienst verander. Dat die bonatuurlike profesie
van die verbondenhede van God. Vader, dankie vir die woord wat vol beloftes is. As ek sien na Hanna, sien ek dat 'n mens die vrug van die Gees moet openbaar. Die vrug van die Gees is liefde, vrede, geduld, lankmoedigheid. Die word nie gou opgeblaas nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. En ek sien so baie van daai karaktereienskappe in Hanna se lewe. En nou Penny het gepik, Here, maar sy het maar net probeer dat Hanna nie dit na daai kosbare, mooi skat van haar hart. U sien ons hart aan. Sy wou net verhoed dat daai skat het. Help ons vermoere, Here, dat die skat wat binne ons is, dat ons nie die seer en die hartseer van familie of vriende, wie dit ook al mag wees, alles in ons eie huis sal toelaat, dat dit ons van God af en sy belofte sal weerhou. Ek sien nie dat jy 'n gewone vrou gebruik, Here. 'n gewone vrou wat so lyk asof sy 'n dronkaard was. U gebruik gewone mense. 'n gewone vrou wat bespot was, want sy kom nie sonder haar. U gebruik die gebrokenes van haar en die verslaafdes van Gees. Here van die hemel, wat gestaan en geroep het na Samuel. Dankie dat u vanmôre hier staan en deur hierdie woord na ons roep met die profetiese woord en sê, my kind, ek roep jou. Skeer nie was jou hart as jou klere. Soek my en jy sal vind. Klop en daar sal vir jou oopgemaak. Leun aan my. Hy sê, die een wat aan die arme gee, leun aan God. Leun aan die Here. Sê, Here, gebruik my vermoëns. Gebruik dit wat u vir my gegee het. Al lyk dit so min. Here, dit is net trane en prewelende lippe. Dis al wat dit is. Trane en prewelende lippe. En God vat trane en prewelende lippe en hy laat een van die grootste profete in Israel gebore word. Dankie dat u dit gebruik om ook die koning in ons lewe te salf. Die koning Jesus Christus. Hy wat met die Heilige Gees doop. Hy wat die gawes van die Heilige Gees in ons lewens gee. Here, stel vry dit wat in ons lewens is. Maak los dit wat in ons lewe vasgebind is. Ek wil die seën van die Here vandag op hierdie pragtige mense afbid. Ek sê, Vader, dankie vir die seën. Dankie vir die guns. Dankie vir die vrede. Dankie vir die beloftes vir elkeen van die families. Dankie, liewe Here, dat u woorde wat uitgegaan het oor ons nooit sal ledig terugkeer. Maar dat alles wat u oor ons gespreek het, sal waar word. Die woord is waarheid en die woord is amen. Baie dankie.